Goeiemôre almal. Ek wil vandag praat oor 'n onderwerp wat ek dink ons almal baie naby aan die hart is. Ek luister so ruk gelede na 'n prediker en hy preek uit daai baie bekende stuk in Johannes 8 van die vrou wat in egbreek betrap is en dan bring hulle haar na Joshua toe en hulle het klippe in die hand want hulle wil klippe gooi. En dan sê Joshua vir hulle, as julle nie sonde het nie, sit die klippe neer en hy vergewe die vrou. Hy vergewe haar en hy spreek haar vry. En terwyl ek so na die storie luister en oor die storie dink, toe dink ek hierdie vrou het egbreek gepleeg. So met ander woorde, iewers het sy 'n gebroke verhouding laat. Iewers het sy 'n gebroke familie laat. Iewers het sy 'n gebroke huis vir kinders gelos. En die vraag kom by my op, wat van die slagoffers? Wat van die slagoffers van ander mense se sonde? Ons hoor baie preke oor genade vir sondaars. En is reg, daar's baie genade vir sondaars. My vraag wat ek vandag wil vra is, wat van die slagoffers? Wat sê Jahwe vir slagoffers van mense se sonde? Nou ek dink nie is iemand in hierdie vertrek wat nog nie deurgeloop het onder ander mense se sonde nie. Dinge wat ander mense doen en dit raak jou diep. Dit maak jou seer. En ons almal sit met stukkies van gebrokenheid in ons harte as gevolg van hierdie dinge. Ons is in 'n tyd op hierdie stadium dat verhoudings in die spervuur is. Oral waar jy gaan, skei mense. Hulle het beloof vir ewig, maar die ewigheid het nie gehou nie. En as gevolg van sondes is daar soveel gebroke huise en kinders wat moet sin maak van die lewe. So ek wil vandag praat oor genesing vir 'n gebroke hart. Nou, wat sê Jahwe in die woord oor gebrokenheid? Ek dink Dawid het baie gebrokenheid geken in sy hart, want oral in die psalms vind ek, Jahwe is naby die wat gebroke is van hart en hy wil hulle genees. Hy is naby die mense wat gebroke is van hart en hy wil hulle genees. Nou, wanneer iemand iets aan ons doen en ons word 'n slagoffer, dan sê die sielkunde is daar een van twee dinge hoe ons reageer. Dis of die veg of die vlug reaksie. Met ander woorde, ons gaan of in woede en aggressie reageer, of ons gaan uit vrees reageer. Vrees en angs en bang en ek wil nie meer nie en ek weet nie hoe nie en dit lei tot depressie. Dit is die reaksies wat ons toon. En dan kom die predikers verby en hulle preek vergifnis. En ek sê altyd, dit is asof slagoffers amper 2 keer geraak word. Die eerste keer is dit wat mense aan jou doen en die tweede keer preek almal vir jou vergewe. Anders gaan jy nie vergewe word nie. Daar's niks verkeerd daarmee nie. En vergifnis is die oplossing. Maar hoe kom 'n mens net by vergifnis uit as jy aanstoot geneem het? Ek kan nie net môre besluit, ek vergewe hierdie persoon, ek spreek hom vry en nou is ek vry nie. Weet jy hoe baie mense sê vir my, ek het gedink ek het iemand vergewe. En op 'n dag is daar 'n trigger en hier's alles weer terug. En ek sit nog steeds met hierdie gebrokenheid. En ek wil vandag vir u 'n 5-punt plan voorhou. 'n Plan wat u kan volg. Ek kan nie waarborg jy gaan môreoggend opstaan en jy het nie meer gebrokenheid nie. Maar as jy die plan volg, dan kan jy rigting verander. Rigting na genesing toe. En dit is wat ek vandag vir u wil aanbied. So hoe lyk hierdie plan? Ek noem hierdie plan 'n 5F plan. Jy moet dit nou in Engels lees om die 5F te verstaan. Maar dit is fondasie, feite, geloof, vergifnis en gevoelens. En in die Engels lees dit so: foundation, facts, faith, forgiveness, feelings. En as jy nou na die plan kyk, dan gaan almal vir my hier sê, maar die plan begin op die verkeerde plek. Want ons begin altyd by ons emosies. As jy enigstens aanstoot geneem het of seer gekry het,
Jy begin altyd by jou emosies. En nou lyk die plan nie lekker nie. So ek het nou nie baie tyd nie, hierdie is eintlik 'n lang boodskap, maar ek moet baie vinnig preek, so julle moet bybly. En ek wil vir julle vinnig wys, ek wil baie fokus op die eerste 3 fases. Want daar's baie preke oor vergifnis wat jy kan luister. Sodat ons kan kom by 'n plek waar ons eintlik genesing kan ontvang. Nou, die fondasie beteken jy moet 'n keuse maak. Ons leer die kleintjies as hulle klein is, 'n wyse man bou sy huis op die rots en 'n dwaase man bou sy huis op die sand. Ons almal wat hier sit, weet waar die rots is. Ons weet waar ons genesing vandaan moet kom. Ons weet net nie altyd hoe om dit te verkry nie. Die punt is 'n keuse. Meer as amper 100 jaar gelede, in 1935, het 'n organisasie ontstaan in Amerika, die AA, Alkoholiste Anoniem. Julle weet almal van daai organisasie en hulle sê, ons kan nie mense help as hulle nie 'n keuse maak om gehelp te word nie. Dit werk dieselfde met genesing. Jy kan nie genesing kry as jy nie 'n keuse maak nie. Dis die fondasie. En daardie fondasie moet op die rots staan. Anders val hy en hy vou en jy kry nie genesing nie. En dis waar baie mense begin en eindig. Jy moet 'n keuse maak. En dan wil ek gaan na die feite toe. Wat is feite rondom genesing? Ek wil teruggaan na die storie in Johannes 8 toe. Wat het daai mense gedoen? As jy kyk na daai skare en ons lees baie keer so bo oor die dinge in die Bybel. Daai skare het elkeen gekom met 'n klip in die hand, reg om hierdie vrou te stenig, want hulle het gereageer uit aggressie. En wat sê Joshua vir hulle? Joshua sê vir hulle, laat die een wat nie sonde het nie, die eerste klip gooi. Wat sê hy vir jou en vir my vandag? Hoeveel keer staan ons met klippe in die hand? Sit neer die klip. Want daar was tye in my en jou lewe wat ons ander mense ook seer gemaak het. Wat ons ook iets gedoen het, sonde gedoen het, en dit het 'n ander lewe beïnvloed. Ons is nie onskuldig nie. Jahwe wys vir my, genesing kom nie tot stand uit hoogmoed nie. As jy oor morele hoë grond wil loop, kry jy nie genesing nie. Genesing kom uit nederigheid uit. So wat sê die koning van die heelal vanoggend vir my en jou? Sit die klip neer. As jy genees wil word, moet jy die klip neersit. Dit help nie jy en jou man het geskei en nou loop jy en vertel vir almal hoe sleg hy is nie. Want jy doen ook sonde en as jy kinders het, dan hoor hulle dit. En hoe reageer hulle? Sit neer die klippe. Ek het 'n mooi openbaring gehad oor Psalm 23. So in die middel van die Psalm is daar 'n vers wat sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees, ek sal geen onheil vrees nie, want u stok en u staf vertroos my. Jy al gewonder oor hierdie vers in die Bybel? Ons hoor dit baie keer by begrafnisse, maar hierdie vers het niks met die fisiese dood te doen nie. Dit het te doen met seer kry, met storms, met tye in jou lewe waar jy nie kan sien nie, jy's moedeloos. Dis waarmee dit te doen het. En nou praat hy hier van 'n stok en 'n staf wat ons moet vertroos. So in die tyd van Dawid het die veewagters 'n stok gehad, 'n lang stok, en hulle het die punt skerp gemaak, sodat hulle die kleinvee kon beskerm teen die wilde diere. Maar hulle het ook 'n staf gehad. En 'n staf het so punt, so hoek gehad aan die voorkant. Dit is net baie in die kinderbybels. En as 'n skaapie nou balhoorig aan die verkeerde kant toe hardloop, dan vat die herder die staf en hy haal hom so om die nek en hy trek hom terug en hy sit hom weer op die regte plek. En weet jy waarna toe spreek hierdie vers? Dit spreek van beskerming en korrigering. Jahwe wil ons beskerm. Hy moet ons beskerm wanneer ons in gebrokenheid sit. Want wanneer jy gebroken is jy soos die Engelse sê vulnerable. En as altyd, die duiwel loop rond, hy kyk wie kan hy verslind. As Jahwe ons nie beskerm nie, in hierdie tye van gebrokenheid, gaan ons dit nie maak nie. En hy beskerm ons. Dis hoekom die psalmdigter sê, hy's naby. Hy's naby, want hy moet ons beskerm, maar hy moet ons ook korrigeer. Want wanneer ons
in gebrokenheid sit, wil ons ook seermaak. Ons loop gewoonlik die verkeerde pad, want ons begin by ons emosies. Ons begin nie by die feite nie, ons begin by ons emosies. En dan is die fundament vir genesing verkeerd gelê, en jy kan nie daar uitkom nie. Nou wanneer jy 'n keuse gemaak het om genesing te ontvang vir enige gebrokenheid in jou lewe, en jy besef, ek is ook 'n sondaar, en ek het ook genesing nodig, en ek het ook vergifnis nodig, dan moet ons nou gaan na die een wat ons kan help. Dit is goed as 'n mens na 'n beraader toe gaan. Hierdie mense doen wonderlike werk. Hulle is instrumente. Maar jy kan nie die beraader gaan sien om jou te genees nie. Jy moet Jahwe gaan sien om jou te genees. Daar's 'n vers in die Bybel wat sê, vervloek is die persoon wat op 'n mens se hand vertrou. As jy genesing wil ontvang, van wat ook al jou pla vandag, wat jou hart gebreek het, enige seer wat daar vassit, moet jy gaan na die een wat jou kan help, en dit is Jahwe. Maar ons kan nie na Jahwe toe gaan sonder geloof nie. Geloof behaag Jahwe. Sonder geloof kan ons hom nie behaag nie. En jy kan nie na hom toe gaan as jy nie geloof het nie. En ek wil hê jy moet blaai na Hebreërs 11 in jou Bybel toe. Ons wil 'n bietjie praat oor Hebreërs 11 vandag. En geloof. As ek vir u vandag vra, verstaan jy geloof? Weet jy wat geloof is? Weet jy hoe werk geloof? Dan gaan ek baie antwoorde hierso kry. Verskillende antwoorde, mense verstaan dit, ervaar dit op verskillende vlakke. Maar Paulus het 'n hoofstuk in die Bybel geskryf wat totaal en al gewy is aan geloof, en dis Hebreërs 11. En hy begin weer 'n definisie te gee, en hy sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Wat staan nou eintlik daar? Daar staan, geloof is 'n visie. Maar geloof werk nie in die sienlike wêreld nie. Ons wil baie keer geloof teoreties uitredeneer. Ek wil veral met die manne praat vandag. Jou vrou kom by die huis aan, sy het 'n moeilike dag gehad, en sy vertel vir jou van al haar probleme. Wat doen manne gewoonlik? Hulle wil 'n oplossing gee. Ons wil nie oplossings hê nie. Ons gevoelens werk nie in die sienlike nie. Ons wil nie 'n oplossing hê nie. Ons doen so met wanneer ons iemand wil bedien of wil help wat aan gebrokenheid ook sit. Ons wil oplossings bied. En Paulus sê in hierdie vers, geloof werk in die onsienlike. Dit werk nie in jou liggaam en dit werk nie in jou siel nie. Dit gaan verby redenasie en logika en dit werk in die geestelike riekalm, daar waar jy nie kan sien nie. Vers 3 sê vir ons iets wat werklik die kruks van genesing is. Ek wil hê jy moet dit onderstreep in die Bybel. Ons gaan terugkom na hierdie vers, ek wil dit net vir u noem. Deur die geloof moet ons weet, nee, ons moet verstaan, dat die wêreld deur die woord van Elohim toeberei is. Jahwe het 'n woord gespreek, en die onsienlike het bestaan. Wat beteken dit vir jou en my? Ons gaan terugkom na daai vers, en jy gaan spesifiek verstaan, hoekom dit die kruks vir genesing is. Vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om Elohim te behaag. En as ons na hom toe gaan, moet ons glo dat hy is. Hy is wat? Hy is Jahwe Rafa, hy is Jahwe Here, hy is Jahwe my geneesheer, hy is Jahwe Shalom, hy is El Elyon, hy is El Shaddai. Ons moet glo dat Jahwe is in staat om ons te genees. As ons na hom toe gaan, moet ons glo hy is in staat. Dis wat daar staan. En 'n beloner is van die wat ons soek. En is net hier waar ons in die modder vasval, soveel keer. Want jy het gebid, en jy het geglo, en jy het Jahwe gevra, en jy weet wat jy wil hê. En nou kry jy 'n briefie in die pos wat sê, sorry, jou aansoek was nie suksesvol nie. Jy glo Jahwe vir jou kinders se lewe, maar dit lyk jy of hulle rigting kry nie. Jy glo Jahwe vir jou gemeente, en nou is daar 'n skeuring. En dit lyk nie lekker nie. Hoe beloon Jahwe 'n mens dan nou, as jy na hom toe gegaan het? Ek wil vandag vir iets sê waarmee jy kan relate. Jahwe is nie checker 16 nie.
Jy kan nie op 'n app gaan en gaan bestel wat jy wil hê en 60 minute later staan dit voor jou hek presies verpak soos wat jy dit wil hê nie. Dis nie hoe dit werk nie. En ek gaan vir u wys hoekom dit nie so werk nie. As jy gaan na iemand, as jy 'n hartprobleem het en jy gaan na die dokter toe, jy moet 'n hartoperasie doen. Jy kan nie op die teatertafel lê en vir die dokter sê hoe moet hy die operasie doen nie. Jy moet maar hoop hy het opgelet in die klas. Anders het jy 'n probleem. Ons kan ook nie na Jahwe toe gaan en vir hom sê, moet hy ons beloon nie. Hoe moet hy maak? Wat moet hy vir ons doen nie? Ons kan vra. Maar daar's 'n belangrike Psalm, Psalm 139 in die Bybel. En Psalm 139 sê, nog voordat ek en jy bestaan, het Jahwe ons daar bepaal. Hy het dit klaar bepaal. Hy is die regisseur van ons storie. Ons gaan in seisoene. Partykeer is dit goeie seisoene van sonskyn en ander kere is dit onweer en donderstorms. En jy weet as jy nou al 'n movie gekyk het, 'n film, dan is jy nou goeie ouens en die slegte ouens. En dan hier in die middel van die movie dan lyk dit of die slegte ouens nou gaan wen en die goeies gaan dit nie maak nie. Die regisseur weet wat gaan aan die einde kom. En aan die einde dan werk dinge uit. En jy sê, "Joh, ek het nie daai twist sien kom nie." Ons lewens is ook so. Ons verstaan nie op die oomblik hoekom dinge is wat dit is nie. Maar ons Elohim is nie 'n God van chaos nie. Hy besluit nie vandag is dit so en môre is dit so nie. Hy's konstant. En as hy konstant is, dan moet ons denkpatrone verander. Dit is hoe geloof werk. En nou wil ek verder gaan. Nou hierdie hoofstuk beskryf nou in 'n klomp verse van al die mense wat Jahwe geglo het en beloftes gekry het. Abraham en Sara en Josef en Dawid en Moses, hulle almal. En dan hier by vers 36 is daar 'n vers. En hierdie vers sê daar was ander mense. Miskien ek en jy, ons het Jahwe ook geglo en vertrou. Ons het ook regverdig gelewe. Ons het ook gevra. En ons het nie die beloftes gekry nie. Hierdie mense het 'n storm gemaai. Hulle het moeilikheid gekry. Hulle is verdruk. Hulle is in die tronk gestop. Hulle is doodgemaak. Hulle is mishandel. Baie keer as ek en jy slagoffers is van ander mense se sonde, van 'n stelsel wat teen ons is. Ons is vandag waar ons is, weens ons voorvaders se keuses. En ons moet nou sin maak van 'n wêreld, 'n land wat regeer word deur goddelose terroriste. En hoe maak 'n mens sin hieroor? Ons voel verbitterd, meeste van die tyd. En nou kan ons nie by 'n lewe kom wat Jahwe welgevallig is nie. Ons kan nie by genesing kom nie. En nou voel ons soos hierdie mense mishandel. Ek is altyd gefassineer as daar 'n kontras in die Bybel is, want dit beteken ek moet gaan navorsing doen om te verstaan, hoekom is daar 'n kontras in die Bybel? As Elohim konstant is, moet ons denke verander. En hulle het nie die belofte verkry nie. So nou moet ons die Bybel gaan ondersoek om te verstaan, hoekom het daar mense wat nie die belofte verkry nie? Hoekom kry ek en jy nie alles wat ons wil hê, en hoe ons dit wil hê, en wanneer ons dit wil hê nie? Nou as daar een persoon in die Bybel is, wat werklik hierdie stryd gehad het, 'n goeie man, met wie verskriklike slegte dinge gebeur het, dan moet ons gaan kyk na Job. Ons moet gaan kyk na Job. En ek wil vinnig 'n paar verse in Job aanhaal. Job begin so, dit sê, daar was 'n man in die land van Is, en sy naam was Job. En dit sê, hy was vroom en opreg, en godvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. Met ander woorde, hy het al die karaktereienskappe gehad om 'n seun te ontvang, 'n groot seun. En vir die groter meerderheid van sy lewe was hy geseënd. En toe op 'n dag, toe steel hulle al sy kleinvee en al sy besittings. En sy kinders, sy huis val in mekaar en al 10 van hulle is oorlede. En hy staan op in die oggend en nou is hy siek. Dit klink vir my soos 'n Job oomblik. Ons het ook sulke oomblikke in ons lewe.
Gister was alles nog oukei en vandag val jou wêreld uitmekaar uit. Dit gebeur, dis realiteit. Nou Job het vriende gehad, 3 vriende, goeie vriende. En sy vriende kom na hom toe. En die Bybel sê, toe hulle sien hoe groot sy smart is, toe het hulle vir 7 dae in stilte gesit. Ek spot en sê, as sy vriende vrouens was hierdie skrif nie in die Bybel nie. Maar vrouens kan nie vir 7 dae stil bly nie. Maar nou kla Job. Hy sê, maar dis onregverdig, ek het niks gedoen nie. En nou na 7 dae begin sy vriende, wat ook gelowige mense was. Job het 42 hoofstukke, gaan lees dit. Hierdie vriende van hom was ook gelowige mense, hulle het Jahwe ook geken. Sy vriende sê vir hom, Job, jy moes iets verkeerd gedoen het. Gaan en bely dit, dat Jahwe jou kan vergewe en jou weer kan seën. Job, jou kinders moes iets verkeerd gedoen het. Dis hoekom hulle dood is. Job, get on with the program. En Job sê, maar ek het niks verkeerd gedoen nie. Ek weet nie hoekom Jahwe my straf nie. Hy het my hele huis verwoes. Ek wil Jahwe sien, ek wil hom spreek. Ek wil vir hom vra, hoekom? Hoekom het hierdie dinge met my gebeur? Hoekom is hy onregverdig met my? Klink dit soos my en jou lewe? Klink baie keer so. Hoekom is dinge so teen my? En Job kom op 'n plek in sy lewe waar hy eintlik so moed verloor het, dat hy naderhand sê, ek wil nie meer leef nie. Is niks vir my nie, ek wil nie meer leef nie, ek sien nie meer 'n uitkoms nie, ek sien niks meer in my lewe wat lig is nie. Job begin eintlik selfmoordgedagtes kry. Gaan lees dit is eintlik regtig baie hartseer. En nou, onthou wat ek vir u gesê het, Jahwe is naby die mense wat gebroken van hart is. Hy is net hier langs jou, hier by jou. En soos wat hulle nou redeneer vir 38 hoofstukke lank, 'n leeftyd, betree Jahwe die aarde. En hy sê, ek het hierdie situasie dopgehou, hy hou my en jou situasie ook dop. Hy sê, Job, ek hoor, jy wil met my praat, jy wil my ondervra, jy wil my leer, jy wil vir my vertel hoe onregverdig ek is. Het jy al so gevoel? As jy net vir Jahwe kan vra, hoekom? Hoekom het dit gebeur? En Job, maar voordat jy met my praat, wil ek met jou praat. Wil jy hoor wat sê die koning van die heelal vandag vir my en jou? In ons gebrokenheid, as ons sit en aanstoot geneem het met 'n gebroke hart, wil jy hoor wat sê hy vandag? Vir my en vir jou. Elmarie, waar was jy? Job, waar was jy? Noem jou eie naam. Waar was jy? Waar was jy toe ek die aarde gemaak het? Waar was jy toe ek die fondamente gelê het? Waar was jy toe ek die uitspansel afgemeet het, die sterre gemaak het, die Melkweg, die Orion? En vir 4 hoofstukke gaan Jahwe aan en hy vertel vir Job wie hy is. Ek het hierdie dinge gemaak, ek het hierdie goed tot stand gebring, ek onderhou dit, ek is bevoeg. Dis wat hy vir Job sê. En in 4 hoofstukke het hy nie een keer vir Job gesê, hoekom het met hom gebeur het wat met hom gebeur het nie. En Job luister. Hy luister. En toe Jahwe klaar gepraat het in hoofstuk 42, sê hy vir Job, okay Job, ek het nou klaar gepraat, nou kan jy praat. En weet jy wat sê Job? Hy sê nee, ek gaan nou stil bly. Ek het niks om te sê nie. Ek gaan nou stil bly. En as jy 'n Job oomblik het vandag, luister stil en luister, wat sê die koning? Job sê, ek weet nou, dat alles vir hom moontlik is, daar's niks wat vir hom moontlik is nie. Nadat Jahwe met hom gepraat het, sê hy, ek weet nou. En al wat Jahwe vir hom gesê het, hoe groot en magtig hy is, Job sê, ek weet nou, niks is vir hom onmoontlik nie. Job sê ook, hy sê, ek verstaan nou. Maar Jahwe het nie vir hom gesê, hoekom het hom gebeur het, wat met hom gebeur het nie. Maar Job sê, ek verstaan dit nou. Eers het ek net van u gehoor, maar nou het ek u gesien. In die teenwoordigheid van Jahwe se grootheid en krag, kan ons nie ons eie agenda
meer volg nie. Want die koning van die heelal het 'n ander agenda. En verstaan nie nou hoekom ek vir u sê, Hebreërs 11 vers 3 is die kruks van hierdie genesingsaanbieding. Want ons gaan nie verstaan hoekom dinge met ons gebeur nie. En hoe meer hoekoms en waaroms ons het, hoe meer gevoelens het ons, hoe meer gevoelens ons het, hoe meer vrae het ons. En ons kry nie antwoorde nie. Want die Vader sê nee. Jy moet luister, hoe groot is ek? Dan sal jy dit verstaan. Want jy sien, ons het geloof nodig om genesing te ontvang. Die Bybel sê, 'n mosterdsaad grootte geloof het ons nodig om genesing te ontvang. Dis nie baie nie. Maar as jy depressief is, hoe wek jy geloof in jouself op? Jy wek dit op deur na die skepping te kyk. Dit is hoe jy geloof in jouself opwek. As jy nie vandag geloof het nie, loop vanaand uit en kyk na die sterre. Ek loop nou die hand uit en ek kyk so op en hier's 'n mooi ster hier reg bokant my. En ek dink, as Jahwe dit nie hou waar dit is nie, en daai ster val op hierdie grond, dis 'n bolvuur. Wetenskaplik is ons weg. Ons gaan nie weer leef nie. Verstaan nie hoe groot hy is? Kan ons hom vertrou met genesing? Of kom ons gevoelens in die pad? So as jy vandag 'n Job oomblik het, luister wat sê die koning van die heelal. Dis hoe jy genesing kry. So, partykeer wil ons geloof uitredeneer op 'n teoretiese vlak. Maar geloof kan nie uitgeredeneer word op 'n teoretiese vlak nie. Ons moet Jahwe vertrou. En ons moet verstaan. Job sê, ek het gespreek sonder om te verstaan. As jy mense wil bedien, en die koning van die heelal sê nie vir jou hoekom hierdie persoon in die situasie is waarin hy is nie, en hy sê nie baie keer vir ons nie, hy sê die meeste van die tyd praat nie vir ons nie. Moenie beginne by voorvadervloeke en vorige dinge en allerlei goed en dit uitredeneer nie. Dis nie hoe dit werk nie. En weet jy hoekom? Want na hierdie gebeure, wat Job nou alles deurgemaak het en sy vriende, sê Jahwe vir sy vriende, hy sê, my toring het oor julle ontvlam, want julle het nie reg van my gespreek soos my klerk Job nie. Wat beteken dit? Hulle was gelowige manne. Is Jahwe regverdig? Hy is. Hulle het dit vir hom gesê. Kan Jahwe genees? Hy kan. Hulle het dit vir hom gesê. Wat is hier gebeur? Hulle het Jahwe voorgehou. Ons doen dit ook baie keer met mense. Ons hou Jahwe voor as 'n wit en swart God. As jy goed doen, kry jy. As jy sleg doen, straf jy. Kry jy straf. Dis nie Jahwe se karakter nie. Hy's 'n God van genade. Hy's barmhartig. Hulle het nie daai beeld voorgehou nie. Job gaan in een vers sê, julle is treurige troosters. Julle vertroos my nie. Ons doen dit ook met mense, want ons verstand kom in die pad. Jahwe het 'n omgee hart. En nou kom ons terug by die vraag. Nou, hoekom hoor hy ons nie en beloon ons soos wat ons vra nie? Ja, nou vir jy wys hoekom. Ek wil net eindig met Job hierso. Jahwe sê vir sy vriende, julle moet vir Job vra om vir julle te bid. Anders kyk julle nie vergewe nie. Met ander woorde, Job moes hulle vergewe vir al die harde woorde wat hulle gesê het. En Job, hy verstaan alles nou. Vergifnis raak makliker as 'n mens dit laat gaan. As jy weet hoe groot jou God is, dan is vergifnis nie so moeilik nie. Maar ons begin aan die einde van die proses. Ons begin by ons gevoelens. Dan wil ons spring na vergifnis toe. Ons het die hele fondasiefase gemis. En dit is hoekom ons baie keer en baie keer nie by genesing uitkom nie. Dis 'n proses. Dit kan vinnig gaan, dit kan lank vat, dit kan 'n leeftyd gaan. Dis hoe dit is. Nou wil ek teruggaan na Hebreërs 11 toe. Daar heel aan die einde van die hoofstuk. Daar was hierdie mense en hulle het nie gekry nie. Hulle het nie die beloftes gekry waarvoor hulle Jahwe vertrou het nie. En nou sê daar in vers 40 staan, omdat Elohim iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie.
As jy hierdie vers in isolasie, buite konteks en sonder hierdie aanbieding lees, dan maak dit geen sin nie. Niks nie. Hoe kan ek lei sodat iemand anders iets moet kry? Hoekom moet ek lei dat ander mense kan voordeel trek? Maar dit is die goue draad wat ons bind aan al die eeue voor ons. Want ek lees in die Bybel, daar was 'n tuin van Getsemane, en 'n regverdige het gebid en gesê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar U wil. En kan enige een van julle self vandag wat hier sit indink, as Jahwe daai gebed verhoor het, en hom beloon het volgens wat hy gevra het, wat het dit vir my en vir jou beteken? Niks. Ons sou dit nie gemaak het nie. Ons sou dit nie gekry het nie. Ek lees 'n boek oor die laat 1800s, toe daar 'n herlewing was in die wêreld. Gaan lees die boek, God's Generals. Dat skryf oor Catherine Kuhlman en D.L. Moody en John Lake en die Wesleys en Smith Wigglesworth. Hierdie mense het meestal uit traumatiese omstandighede gekom. En tog het Jahwe hulle uit hierdie omstandighede gebruik om 'n herlewing te bring soos wat daar nog nie sedert was nie. Hulle het duisende mense tot bekering gelei. En verstaan jy nou hoekom jy Jahwe moet los om jou te beloon soos hy jou moet beloon? Anders kan jy verlore gaan, jou nageslag verlore gaan, iets erger kan gebeur, as jy wil besluite neem, nou, gebaseer op jou gevoelens. Niemand van ons kan sê dis lekker, as jy in 'n donker tyd is nie. Wanneer mense jou seer gemaak het, wanneer jy slagoffer is, wanneer jy aanstoot geneem het, wanneer dinge nie uitwerk soos wat jy dink dit moet uitwerk nie. Maar luister, los dit in sy hande. Hy weet beter. Hy weet wat die uitkoms moet wees. En ons sou dit nie gemaak het, as Joshua nie sy lewe vir ons gegee het nie. Die punt is, Jahwe se genade is vir ons genoeg. Miskien lyk die omstandighede vandag seer en jy kry nie oorwinning oor dit wat jou pla en jou gebrokenheid nie. Maar luister, sy krag word in ons swakheid volbring. Sy genade is vir ons genoeg.